Goeiedag. Ek nooi jou uit om saam met my die Here se woord te oordink. Lees saam met my Psalm 24 vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Ek is soms geskok om agter te kom hoe baie ek die woord myne of my gebruik. Ek praat en dink aan my geld, my besittings, my tyd, my gesin. En Psalm 24 vers 1 kom daag daardie manier van dink en praat uit. Aan die Here behoort die aarde en alles wat daarin is. Alles. Nie net die berge of die diere of die lug nie, alles. Insluitend my geld, my tyd, my huishouding en my talente. Dit is uiteraard nie net hierdie vers wat ons as Jesus-volgelinge uitnooi om eerder aan onsself as bestuurders as eienaars te dink nie. Maar dit som dit dalk die heel kragtigste op. Wanneer ons rentmeesterskap verstaan as die bestuur van God se eiendom, verander dit hoe ons leef. Dit verander hoe ons gee en dit verander hoe ons vertrou. Vandag wil ek jou uitnooi om 3 waarhede saam met my te ontdek uit hierdie kort en kragtige vers. Psalm 24 vers 1 gee ons die teologiese anker vir rentmeesterskap. Alles behoort aan God. In 1 Kronieke 29 vers 11 tot 14 sê Dawid wanneer die volk bydra tot die bou van die tempel: Van U is alles wat in die hemel en op aarde is. Alles kom uit U hand en uit U het ons dit vir U gegee. Dawid verstaan iets fundamenteels. Ons gee nie uit ons eie nie. Ons gee terug uit dit wat God vir ons gegee het, dit wat aan God behoort. Hierdie besef kweek nie skuldgevoelens nie, maar nederigheid en vrygewigheid. As alles wat jy het aan God behoort, dan word jy nie ontneem deur te gee nie. Jy bestuur net die rykdom van 'n ander, van God. En hopelik so met wysheid en getrouheid. Dit verander ook hoe ons dink oor sukses. My harde werk, my talent, my idees, alles is genade. Ek kan nie roem op my besittings nie of my talente nie. Ek kan net getrou wees daarmee. So die tweede beweging van hierdie teks is baie prakties. As God die eienaar is, dan is ek en jy die bestuurder. En bestuurders vra altyd, wat wil die eienaar hê, moet ek hiermee doen? Wanneer jy jouself as 'n bestuurder eerder as 'n eienaar sien, verander dit die tipe vrae wat jy vra. Jy begin vra soos, hoe dien wat ek het die Here? Hoe kan dit wat ek het die grootste impak maak vir goed, vir God se goeie doel? Dit geld vir geld, tyd, talente, verhoudings. Wat as ons elke dag begin met 'n gebed soos hierdie? Here, wat wil U hê, moet ek vandag met U seëninge doen? Dit is 'n gebed van vryheid. Dit ruk ons uit selfgesentreerdheid en plaas ons in diens van die koninkryk van God. Hierdie manier van leef vereis geloof. Om vrygewig te gee wanneer jy self onseker voel, om tyd te gee wanneer jy uitgeput is, om talente aan te wend vir ander se groei. Dit vra vertroue dat God sal voorsien. Jesus self sê in Matteus 6 vers 33: Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die wêreld leer ons om sekerheid in spaarrekeninge te vind. Dit is uiteraard goed en die wyse besparing en belegging van hulpbronne kan die koninkryk goed dien, maar ons kan nie ons vertroue daarin plaas nie. Jesus leer ons dat vrygewigheid en geloof hand aan hand gaan. God voorsien vir die voëls, hoeveel te meer vir my en vir jou. Hier is die toets van rentmeesterskap.
Kan jy jou hand oopmaak, jou hart oopmaak en vertrou dat God jou nie sal los nie. Psalm 24 vers 1 nooi ons in 'n nuwe manier van kyk. Alles wat jy het is nie joune nie, dis syne. En hy vertrou jou genoeg om vir 'n tyd lank 'n bestuurder te wees van dit wat aan hom behoort. Om aan dit wat jy weggee te dink as God se hulpbronne, waarmee hy jou vertrou, veroorsaak dat jy van 'n skaarsheidwêreldbeskouing na 'n oorvloedswêreldsbeskouing skuif. Die vraag is nie, hoeveel moet ek gee nie? Die vraag is, hoe kan ek getrou bestuur wat God aan my toevertrou het? Wanneer jy hierdie vraag begin vra, ontdek jy iets wonderliks, dat rentmeesterskap nie 'n las is nie, maar 'n vreugde. Dat gee nie 'n verlies is nie, maar vryheid. En dat jy deel word van iets groter, God se werk in die wêreld. Kom ons bid saam. Here, verander my denke, taal en gewoontes. En dit sodat ek U al hoe beter kan dien. Help my om te onthou dat ek 'n rentmeester in U koninkryk is. Amen.